Goeiemôre, goeiemôre. In Noorwe sê ons goeiemôre. En ons Nguni tale sê ons sawubona, sanibonani. Sanibonani, sawubona beteken iets soos I see you, I acknowledge you, we see each other. Sanibonani. So sanibonani ekhaya, so goeiemôre by die huis. Almal by die huis, dit is baie lekker om met julle te wees en ook om julle te sien, al sien ons mekaar op die manier. Dit is ook vir my baie lekker om nou 'n jaar weer by die huis te wees, maar ook om terug te wees tuis hier by Universiteitsoord. Baie dankie dat ek vandag saam met julle kan wees. Ons gaan vandag kyk na Lukas 8. Lukas 8, 43 tot 48. Alhoewel ek die hele chapter gaan lees, want hierdie is 'n storie en 'n verhaal en 'n gesprek intussen twee ander gesprekke. Okay, ons gaan saam lees uit Lukas 8. Ek lees uit die 2020 vertaling. Ek het baie lank terug so 'n lang paragraaf in Afrikaans gelees. So bly met my, want ek gaan 'n bietjie stadig lees. Genesing van 'n vrou en 'n opwekking van 'n dogter. Met Jesus se terugkoms het die skare hom verwelkom omdat almal vir hom gewag het. Kyk, daar kom toe 'n man aan met die naam Jairus. Hy was 'n leier van die sinagoge. Hy het voor Jesus se voete neergeval en hom gesmeek om na sy huis te kom, omdat sy enigste dogter, ongeveer 12 jaar oud, op sterwe gelê het. Op pad daarheen het die skares Jesus verdring. Onder hulle was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het en reeds alles wat sy besit en dokters bestee, maar sy kon deur niemand genees word nie. Sy het van agter af nader gekom en die soem van sy bokkleed aangeraak en aan haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Wie het my aangeraak, het Jesus gevra. Toe almal dit ontken, Petrus gesê, Meester, die skare dring tog rondom u, saam en druk teen u aan. Maar Jesus het gesê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag uit my vloei. Toe die vrou besef dat haar optrede nie opgemerk verbygegaan het nie, het sy beweend voor hom kom neerval. Sy het toe voor hom die hele volk vertel waarom sy aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die leier van die sinagoge sy huis af en sê, u dogter is nou net dood. Moenie die leermeester langer lastigval nie. Maar Jesus het dit gehoor en vir hom gesê, moenie ontsteld wees nie. Glo net en jy sal gered word. Toe Jesus by die huis aankom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan nie, behalwe Petrus, Johannes, Jakobus en die kind se vader en moeder. Almal het gehuil en gerou oor haar, maar Jesus het gesê, moenie huil nie, want sy het nie gesterwe nie. Sy slaap net. Hulle het hom egter uitgelag, omdat hulle geweet het dat sy gesterf het. Maar Jesus het haar aan die hand geneem en uitgeroep, meisie, word wakker. Haar gees het teruggekeer en sy het dadelik opgestaan. Jesus het beveel dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Haar ouers was oorstelp van blydskap, maar Jesus het hulle opdrag gegee om vir niemand te vertel wat gebeur het nie. Kom ons sluit ons oop. Onse hemelse Vader, Here, baie dankie vir u genade, vir u liefde, vir u krag. Here, we thank you for your grace, your unconditional love. We thank you for your presence in this moment.
Here, baie dankie dat ons saam kan wees. Dankie vir vandag. Dankie vir môre. Maar Here, dankie ook vir gister. Dankie vir die leiding van die Heilige Gees in ons lewens. Here, mag U woord, soos ons dit vandag lees, mag die Heilige Gees ons help, dat U woord hande en voete in ons lewens vind. Ek bid dit als uit die naam alleen. Amen. Hierdie teks speel al 'n rukkie in my kop oor en oor en oor en oor. Ek preek baie min, maar ook wanneer ek preek ek baie meestal uit psalms, uit tekste wat ek baie goed kan ontleed en baie goed verstaan. Dit is vir my vandag kan ek dit stel, die fokus vandag is op tekste wat ongemaklik is. Die teks vertel ons van 'n vrou wat gelei het aan 'n volgehoue menstruale vloeiing. Sy het gesukkel met haar maandelikse cycle van menstruation. As mens teruggaan na Leviticus 15, besef 'n mens dat dit sou bedoel dat haar Joodse kultuur haar onrein beskou en dat haar toestand haar verbode maak om eintlik aan Jesus te raak. Sy moes eintlik isoleer en nie tussen mense wees nie, maar sy oortree wel die reëls van haar kultuur. Uit desperaatheid en uit geloof besluit sy, maak nie saak wat die konsekwensies is nie. En die mooi daarvan is, Jesus het toe 'n goeie, positiewe reaksie daarop. My fokus vandag, en ek wil eintlik nie na my notas kyk nie, want hier is 'n gesprek voor ek kom rekord het, ook met Dominee Christopher, gehad het en hom vertel het wat ek gelees het hieruit. My fokus vandag is op tekste, is om dankie te sê vir tekste wat ongemaklik is in die Bybel. Daar is baie tekste in die Bybel wat ongemaklike verhale het. Ek dink ongemaklike verhale en getuienisse in die Bybel gee vir ons taal en ruimte om te praat oor ongemaklike omstandighede waarin ons onsself vind in ons land, in ons kerk, in onsself. Ek werk in my PhD op Psalm 137. Psalm 137 eindig, is 9 versies, eindig met take their babies and dash them against a rock. Dit is baie violent. Nou, teologies, en nie teoloë, as hulle hierdie teks lees en analiseer en oor hom skryf, raak hulle nie in die laaste vers nie. Want dit is net ongemaklik. Dit is ewen ongemaklik om daar te preek oor 'n teks oor mense wat in exile is en sing dat mense se kinders, se babas against a rock moet gedash word. En teologies by konferensies stry ons oor, is dit teks geskryf in exile, na exile, is hy gesing na die tyd, was dit net 'n gebed, was dit net 'n idee of iets wat hulle vir die Here gee. Ons kan teologies en as mense verlang stry oor wat beteken die teks eintlik. Maar ons weet ook met research dat gedurende antieke tyd was daai violence daar en daar is tekste in die Bybel en research wat wys dat na war was kindertjies en babatjies gedash against the rock so that the enemy's kids don't rise and start another war en so. Hoe preek 'n mens oor sulke teks? Ek dink eerder dat tekste soos hierdie ons ook kan help om te praat oor ons eie violence against kinders. Dis nie asof sulke goed nie meer bestaan in ons land nie, of in die wêreld nie, per se. 'n Mens kan sê dis far-fetched en ek lees dalk dinge in hier, nie regtig nie. Die Psalm
is centuries later gelees deur Rastafarians. They took it and made it their own for their own type of exiles that they read in so. Ander ongemaklike tekste is tekste soos die in die boek of Judges, die Levit, is a concubine, as they put it, waar die gas kom kuier het en dinge het gebeur, en met die storie wat aangaan, is daar 'n vrou wat seer gemaak is. She was raped, and she was cut into pieces, and she was sent into 12 different spaces in the city, uit kwaadheid. Ongemaklike verhale, maar yet in die Bybel. My fokus vandag op die verhaal is om klem te lê op ongemaklikheid van vorentoe kom met sekere issues van die lewe. Daar is baie ander ongemaklike tekste in die Bybel. Ek dink nie dit was maklik vir die vrou wat as onterein beskou word, wat sukkel met iets soos 'n menstruation, om vorentoe te kom en in die publiek in te kom en om haar kultuur, Joodse kultuur, reels, societal reels te ontbreek en te sê, I'm gonna go ahead into the public because I believe and I am desperate for healing, for God's touch, om vorentoe te kom. Die geloof wat gewys word in die teks, beide en die vrou, is vir my ongelooflik. Sy worry nie oor die consequences van wat met haar gaan gebeur as sy vorentoe kom nie. Sy is desperaat vir genesing. En die mooi van hierdie teks, in my nota heel bo, skies het ek geskryf, haar geloof en haar desperaat het gelei na haar genesing, na ook 'n reaksie uit Jesus wat positief was, wat vir haar sê, dogtertjie, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Hierdie teks is nie net 'n vrou wat gesê het, ek gaan reëls spreek of iets nie, sy het gesê, ek worry nie wat kultuur of society sê nie, I trust in the healing of Jesus Christ. Die mooi daarvan, Jesus het dieselfde gedoen. I worry nie oor social norms, cultural norms. I worry oor die mens, die vrou, wat hier genesing gekort het. En hy gee verlossing. Dit is 'n baie kort storie in die Bybel, wat in die middel van 'n ander storie val. Dit is soos 'n, ek vertel vir Christopher, Dominee Christu nou, voor ek rekord oor hierdie, en hy sê vir my, Charlotte, dis asof die storie 'n sandwich is, in die middel van ander stories. Hy herinner my, dat die vrou wat gehelp word, hierdie naamlose vrou, ons kry nie haar naam nie, is Romeins. Hy herinner my dat ook die kind wat gehelp word, is ook 'n buitestander. Dat God nie regtig omgee dat jy Joods is of nie Joods is nie. God sê buitestanders, vrouens, kinders, almal kort genesing en hulp en bring hulle to the front line. Die ander ding van hierdie teks wat my geraak het, is die feit dat dit nie net een ongemaklike gesprek het nie, maar ook die ongemaklike gesprek van die dood van 'n dogtertjie. It is conversations you just don't want to have. Ja, hier is genesing in hierdie storie, maar dit bied vir ons ruimte en spasie om te praat oor the loss of kids. It gives us in ons land ruimte en spasie om te praat oor vroue wat currently deur gender-based violence gaan, want dis ook ongemaklike gesprekke in ons land. Dit is ongemaklike gesprekke wat ons in die kerk moet hê en soos Jesus to the front line moet bring.
Jesus is 'n man, maar hy is ook 'n voorbeeld wat wys dat hierdie issue, al is dit 'n menstrual issue, is dit nie 'n issue wat saggies tussen vroue gehanteer moet word nie. Jesus genees haar en maak dit publiek. Hens ons hierdie storie vandag hier in ons Bybel het. En of dit nou 'n probleem is wat ons vandag face, moet ons ook dalk na die kruis kyk, met die wete, met die geloof, dat wanneer ons die stap neem as mense, as kerk, om hulp te vra vir vroumense en kinders en mense wat seer kry, wat deur violence gaan, wat deur harassment gaan, wat deur sexual harassment gaan, wat deur trauma gaan, moet ons ook sulke stories as kerk, as mens, as gemeenskap to the frontline bring, soos Jesus dit gedoen het. Ek dink die teks gee ons ruimte en spasie om te praat oor vorentoe kom, met ons stories, met ons ongemaklike seer, met ons ongemaklike getuienisse, om te sê, hier is plek. Baie van ons vroue sit met seer wat ons nog nooit vir enige iemand gesê het nie. Al kom ons nie uit die Joodse tradisie soos hierdie vrou, of Joodse kultuur nie. Ons kom wel van plek waar daar shame en blamering gegee word vir verskillende soort violence wat vroumense face. Ons kom uit tradisies uit wat sê, don't air your dirty laundry. Maar ek wil herinner vandag dat Jesus haar nie net genees het nie, maar vir haar gesê het, gaan in vrede, have peace. Haar ook losgemaak het van die emosies wat sy daarmee gedra het, want met soveel seer kom daar ook soveel emosies wat daarmee gaan. So elkeen van ons hier vandag, kerk, familie of individueel, buite die politiek, buite al die ander vas wat ons hoor, mag ons honest and comfortable conversations mag ons hulle vorentoe bring, may we bring them to the front line, the same way Jesus brought this woman's story to the front line. The same way Jesus didn't say, I'm rushing to go heal a daughter, I have no time, en hier is skade, waar hy stilgestaan het, en tyd gemaak het, may we take action, and may we do it of care, the same way Jesus did for this woman. Ek weet ook as kerke en mense soms kan ons stak by gesprekke en nie uitkom by die aksie nie. Ek dink verhale soos hierdie herinner ons dat ons moet opstaan, al sê ons kultuur of ons gemeenskap of die reëls van ons tradisies ons nie toelaat nie, dat ons nie fokus en vasgevange word daarop nie, maar dat ons eerder vasgevange word op wie Jesus is. Op Jesus se liefde, op die kruis, op ons geloof, op ons wete van wat Jesus kan doen if we bring the stories to the front, if we speak out, and if we just take the notion of doing something. Hoe lyk dit soms prakties? Dit is maklik vir my om hier te sit en 'n teks te vat en dit saam te bring en so, maar prakties dink ek, lyk dit soos die polisie bel. Lyk dit soms om na 'n dominee toe te gaan en te sê, dit is wat ek gaan by die huis, of in my gemeenskap, of by die kerk, of ek ken iemand wat deur hierdie gaan. Dit is om prakties te sê, ek word help om 'n therapist te vind. Al sukkel jy met hierdie pyn van be it violence, be it rape, be it trauma, waardeur jy gegaan het, al het iets jare terug gebeur het, omstandighede wat jy al mee vir jare deel, it is still
valid. Nee soos die storie van hierdie naamlose vrou en haar situasie na 12 jaar nog steeds valid was, dink ek, sê hierdie teks vir ons dat you are still valid and what you went through is still valid and still needs healing and to be brought to the front line for healing. To be brought to the front line bedoel nie staan en skree of aksie lyk verskillend in verskillende plekke. Aksie kan wees om te sê, Dominee, gaan deur hierdie proses saam met my. As kerk prakties lyk dit soos om seker te maak daar is plek en spasie vir mense om na toe te kom. Ons kan saam met jou, ons kan saam met mekaar deur hierdie proses gaan. Daar's baie slimmer mense in ons kerk wat vir my idees kan gee oor hoe kan ons mense support wat deur gender-based violence gaan, wat deur verskillende tipe violence gaan, wat deur verskillende tipe uncomfortable situations, uncomfortable pain in living gaan. En ons kan saam uitfigure waar om te begin as kerk, waar om te begin as mense. Mans, vrouens, kinders, jong mense. Ek dink die teks vra van ons om mekaar te sien. The same way Sawubona, the same way we see each other and acknowledge each other. I think this text reminds us that Jesus see you. Uyakubona. Jesus see you, acknowledges you, and sends you out with grace. Jesus sê vir ons dogtertjie, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Mag hierdie teks, kom net hierso neersit. Mag hierdie teks, hierdie gesprek wat ons hier het, ons help, vir my, vir jou, vir elkeen van ons, help om 'n stap te neem, om ongemaklike gesprekke vorentoe te bring en aksie te neem. Om Jesus te volg en nie in 'n rush te wees nie, om tyd te maak en te acknowledge en om mense te sien wat deur seer gaan. Mag ons mekaar sien, acknowledge, help, soos Jesus hierdie vrou acknowledge het, gesien het en gehelp het. Hierdie verhaal, chapter 8, is about so many outliers. Romeine, people who are not Jewish, women, kids. It's giving a voice to everyone. Everyone feeling like, not for me, Jesus says, for you, there is grace, due to your faith. Hierdie storie praat oor menstruale bloeding, oor dood, oor soveel ongemaklike gesprekke wat ons nie maklik het nie. So, mag jy 'n stukkie vrede vind en weet dat God ons kan genees, kan help en sal dra as ons saam opstaan to the front line en mekaar help om genesing te vind by Jesus. Ek wil jou groet in die naam van ons Here. Ek wil jou groet in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Kom tuis, kom vind vrede en weet dat God met jou is, dat God jou dra en jou seer, be it something you have hidden for years and years and years. May your faith push you to the cross,
touch just a little bit of Jesus' garment so that you know and remember that there is healing for all of us in our brokenness. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir hierdie ongemaklike, komplekse tekste in die Bybel, want die lewe is ook maar kompleks. Help ons om weer 'n nuwe lewe te kry soos die dogtertjie van Jairus. Help ons om genesing te kry soos hierdie naamlose vrou. Help ons om vorentoe te kom to the frontline en aksie te neem as kerk, as mens, as gemeenskap. Mag ons uitbreek en 'n stem wees wat vir mense daar is en support en help. Dankie Here vir u liefde en u genade. Amen. Dankie julle dat ons saam kon wees. En volgende gaan daar slides wees van die afkondigings. Mag julle 'n mooi week hê. Dankie.